Of my dan geliefdes, dis lekker in die huis van die Here. Jy's op 'n goeie plek. Sê maar jy langs jou, jy's op die regte plek. Ek glo jy het gekom met 'n verwagting vanaand. Het jy gekom met 'n verwagting? Onthou net 'n swanger vrou kan geboorte gee. Net iemand wat verwagtend is kan iets gee. Come on, kind van die Here. You gotta be ready tonight, expectant, because I'm expectant, and I believe God's going to move in this place in a fresh and mighty way. En ek dink vanaand gaan die vuur val. Ek is so dankbaar. Elkeen is hier. Ek is bly jy die tyd uitgekom om saam met ons te wees. Ek glo vanaand is dit jou aan. Amen. Sê gaan jy langs jou vanaand jou aan. Sê gaan nog vanaand jou aan. Halleluja. Ek glo jy dit vanaand. Sê jy moet glo vanaand. Amen. Glory. Ek glo vanaand. Dis verwagting. God gaan regeer. Amen. Amen. Ons sê die Vader, van ons Here Jesus Christus, groot en heilig is die naam oor die ganse aarde. Daar is niemand soos U. Come breathe upon us in this place. Father, we seek You, we desire You, we long for more of You. Come and saturate us with Your anointing. Here in hierdie aand hoor ons harte wat uitroep tot U. Daar's 'n verlange in ons binneste. Daar's 'n dors in ons siel. Daar's 'n soeke. En Here, die woord sê dat hy wat dors het kom en ek sal hom gee. O, dankie daarvoor dat U sal gee. Ek eer U daarvoor vanaand. Ek dank U dat die woord sê dat as ons glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. Ek is opgewonde in hierdie aand. Ek voel die teenwoordigheid. Ek het die tasbaar. Hierdie oomblik en ek glo dat die heerlikheid van U hierdie huis vol vanaand, Here, en dat ons hier 'n manifestasie van die teenwoordigheid sal beleef. En Here, dat die Gees van U sal vaardig wees. O, dankie daarvoor nou in die naam van Christus. En die lof en die eer en die aanbidding kom in die Here toe. Vermaardig is die Here onze reis van ons. Halleluja. Lof en aanbidding kom behoort aan U. Ons eer U vanaand. Ons het U lief. Ons het U lief. En ons wil dankie sê vir wat U vanmôre gedoen het. Here, maar ek weet vanmôre sal weer verby. En Here, dit is 'n ou een. Dis nou weer 'n vars een. Ons is hier en ons wag vir U. Dankie daarvoor. Kom aan loop met ons. Ons eer daarvoor nou in die groot naam van Jesus. Lof en die Here kom U toe. En die gemeente sê Amen. Amen. Skik iemand se hand by jou nog en geskik wie sê welkom in die huis van die Here. Roep iemand daar. Sê dit welkom. Jy is nie in welkom nie, maar jy is welkom hier. Jy is baie welkom hier. As 'n ou lied wat ons vroeër jare gesing het wat sê daar's 'n welkom hier. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hallelujah. I would like you to raise your hands for a moment. Come on. Leg net jou hande op. En ek wil vra dat jy staan. Laat jou begeerte aan God beken. Praat met die Here in hierdie oomblik. Okay, this is your moment. This is your moment. O shalalalabasu kumombros. Tenenema. Rechamon. Turi basupra. Ayene. Mendo. Petru no shikai. Dechto. Noshimando. Taranamande. Estilene. Monsu. Shek. Ayabosupra. Vader, ek dank U vandaag. Dank U dat die vuur gaan val. Dank U dat die water gaan vloei. Dank U dat nuwe wyn gaan. Mense val vandaag. Dank U Heilige Gees wat beheer. Ons gee ons voor. Ons is afhanklik. Hier is ons hartklop. Dat die heerlikheid van U vandaag sal neerdal in hierdie huis en dat ons U sal beleef. Here op 'n tasbare wyse soos nog nooit van tevore nie. Ek dank U daarvoor, Here Jesus, die lof en die eer en die aanbidding van U toe. Ek dank U hier voor U vandaag en U staan en ek sê kom val van ons Here. Nie my taal nie, maar U wil en ek eer U daarvoor. Reinig ons nou hierdie van en was ons, dat er dan die sneeuw, ja, dat ons instrumenten in die hand kan wees, bruikbaar tot eer van die Here, en ek prys U daarvoor. Halleluja. Ons aanbid U, die goedheid, heilig, nimmer meer. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Glo jy die Here het jou gehoor? Amen.
Wat weet ek nog meer is dit? Hy sê wanneer ek bid volgens sy wil, dan weet ek dat God ons verhoor. En is die al nie, hy sê ons verder dan en ons ontvang dit wat ons vra. As dit tonight so night, you're gonna receive. Jy gaan ontvang vanavond. Jy gaan ontvang vanavond. Oh, I can sense it in my spirit. Maar ons gaan so hier begin dan vir ons die Jakobs vra ons te help, ons gaan saai werk van die Here en dan gaan ons aan die gang kom en ons dansers gaan sommer vir ons wegtrek en ons bedien en dan gaan ons van daar af na die woord van die Here. Okay. So you're ready. You're ready. Alright, sien jy straks met die lewe oor jouself, wat is aan jou mind? Daar woord. Samuel. Hallelujah. Glory, glory, glory. Prys die naam van die Here. Ek is so bly ons is hier. Yes. Amen. Mag ons hier vir ons self verlaat asseblief. Oh, ek kan nie later voel aan. Lord, we magnify your holy name. Here, U is goed, U is groot. U is in hierdie plek, Here, so teenwoordig vanaand, dat die krag en die heerlikheid van U wil in hierdie plek is. Elkeen wat in hierdie plek staan vanaand, Here, 'n ontmoeting met U sal hê, Here, met die Heilige Gees, gevul sal word met die Heilige Gees in hierdie aand, Here. Here, dankie vir wat U vir ons doen, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Here, ek bring vanaand die offers voor U, Here. Vra dat U dit sal seën, Here, elkeen wat 'n offerande ingooi vanaand, Here, dat jy hulle mildelik sal seën, Here, ook vir hom wie vanaand nie offerande het, die Here, seën hom so dat hy vir volgende keer sal hê om te kan saai, Here, in die naam van Jesus. Vader, ek dank U vir die voorreg dat ons kan saai in Jesus naam. Laat die saad wat jy vanaand na die Here toe bring, veel vrug dra. In Jesus se naam. Vader, ek dank U. Ek loof en prys U daarvoor. In Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Dankie Here. Prys U grootste naam. Sal julle ook vir my asseblief van hierdie blok so inskryf of tot nie kan vir my asseblief so omgee nie. Ek het al baie ons gevra om hierdie blokke te skryf vir my. So ek gaan nie reg is dat jy vir die opvra om my te skryf nie. Hulle kan hierdie kant kom sit as hulle van hierdie kant se blokke so operaat, so bietjie meer vandaan. So jy kan hierdie middelblok hier kan omvat, is reg. Kom stap hierdie kant toe, die baie plek julle. Kom val in. En hulle maak ons reg en terwyl jy ons so by stap, man, kan ons daarom seker so heel koortjie so lang sing, dat hy julle reg maak. En ja, kan ons nog gooi op die gitaar. Is julle reg? Amen. Prys sy naam. Just one knows the Holy Ghost, how in that coffee. Just one knows the Holy Ghost, how in that coffee. The Holy Ghost, how in that coffee. Not in that coffee. One more time. Just one goes
like standing in the middle of a supernatural fight, battling forces I cannot see. It feels like every area of my life has been under attack. The enemy has been coming against me from every direction, with pressure hitting my life all at once. I'm tired of the enemy stealing my joy, tired of losing sleep, tired of carrying fear, tired of feeling like I have to survive another battle alone. Tired of retreating every time pressure rises. Tired of watching peace slip through my hands while darkness tries to take control. I've spent too much time believing the lies, carrying the weight, and living fear inside my next move. Enough is enough. The enemy took enough sleep, enough joy, enough confidence, enough time. Something has to change. I'm done running, done hiding, done running. The enemy's space in places God already claimed. No more backing down, no more surrendering my peace and joy. No more living beneath the authority God placed inside of me. I know who I belong to, and I know who fights for me. The fear ends here, the retreat ends here. I'm standing up, I'm taking back what the enemy stole. And I'm ready to fight. It's wartime. Plead the blood of Jesus Christ right now. Every evil spirit got to go. You cannot stay with the light of Judah walks. I stand in the name of Jesus. Every darkness has to flee. There's a lion here has no control over me anymore. The blood of Jesus covers me. The lion of Judah beside me and body. I'm protected. I'm able to walk in authority. No longer disconnected with my God. No longer disconnected with the Holy Spirit. The enemy was lying, but the truth is restoring me. Holding the sword of the Spirit in my hand. God's word cuts deep, bringing victory. I walk in the Spirit, nothing else can control me. I was living in bondage, now Jesus set me free. Chains are breaking, walls are falling when I speak His name. Holy Spirit is taking control, nothing stays the same. I'm done with lies and playing all your twisted games. It's wartime, heaven is backing me up. Angels on assignment every time I call on the name of Jesus. No weapon formed against me will ever prosper. Covered by the blood of Jesus, I walk stronger. I walk confident. It's wartime. Every demon has to bow. I open my mouth with kingdom authority. I can pull like a lion right now. Every chain is breaking. Every stronghold is coming down. I'm taking back all my God-given dreams. I'm taking back everything the enemy took from me. In the name that makes demons flee, Jesus, Lord of lords and King of kings, Jesus, I plead the blood of Jesus Christ right now. It's wartime. Darkness trembles, heaven answers every prayer. Strongholds lose their power when the Holy Spirit fills the air. I cast out fear, I cast out doubt, I leave the past behind. By His stripes on the cross I am healed, body, soul, and mind. Generation covered by the blood, I declare victory over every battle, strength over every weakness. I don't fight alone, heaven stands with me. The power of the cross has already set me
fire is burning inside my bones. No darkness can survive. Yeah, Spirit resides. I plead the blood over me, over my home, over my family. Every curse broken, every captive set free. When I call the name of Jesus, chains begin to fall. He already won the battle. He has conquered all. With the light, with His word in my hand, I stand on the word. Jesus, I denounce every lie. Every curse must break. I denounce every spirit not sent by God. No weapon formed against me shall prosper. Jesus is King. The devil is defeated. That's fine. That's fine. It's wartime. Hallelujah. 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 Sempre oh, let's go on. So we give you a name. I'm doing that. Leave a lane. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes, yes. The presence of the Lord. Awesome. Die Here is fantasties. Is kragtig. Die Gees kom om verroer. Ek hou van die woorde wat sê the devil has been defeated. En dat ek wil lief nie. Hy is verslaan. Hy gaan verslaan word nie, hy is reeds verslaan. Amen. Ons gaan na die woord van die Here toe vanaand. Ek kan hy eerst skryf op sit vir my. Eerste preekie. As ek die eerste keer saam met ons hier is, ons doen dinge bietjie anders vir Pinkstertyd. Ons doen dit nie altyd so nie, hierdie is Pinkster. Wat ons doen in Pinkstertyd is ons bedien eers die woord, wat ons op kans gee vir bedieningstyd. So ons berei voor, ons lê 'n grondslag, lê 'n fondasie en dan werk ons van daar af. Halleluja. Gaan saam met my vanaand in die woord van die Here na Lukas hoofstuk 15, Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Hallelujah. Lukas hoofstuk 5 en ons lees daar vanaf vers 37 tot en met 39. Jy reg in die woord van die Here? Amen. Glory. En die skrif sê vir ons die volgende in die woord van die Here in Lukas hoofstuk 5, vers 37 tot 39. En net om 'n fondasie gou te lê van waar ons kom, hierdie is die derde boodskap van die week waarmee ons besig is van geestelike droogheid na overvloed, na oorvloedig in jou lewe, né? En het is belangrik om te verstaan, vanoggend het ons gepraat oor waar Jesus by die leerkanne gestaan het. En leerkanne is 'n moontlikheid, daar's possibility, want leeg iets wat leeg is kan volgemaak word. Glory. So vanaand gaan ons aan met die derde een in die reeks van ons Pinkstertyd, en dit is die gevaar van ou wyn. Die gevaar van ou wyn. The danger of old wine. Die gevaar is wanneer gister in afgod word. En ek kan jy moet verstaan, want baie keer leef ons in gister. Lukas hoofstuk 5 vers 37 begin hy en hy sê die volgende: en niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur. En dit sal uitloop en die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn
moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saam behou. En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie. Want hy sê, die ouwe is beter. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou weet ons vanavond. Ou wyn en nuwe wyn. Wat jy wil hê? Wat jy wil hê? Sê vir my, wat jy wil hê? Nuwe wyn. Ja, gewoonlik, almal sê ons soek nuwe wyn. Maar nuwe wyn maak jou ongemaklik. Nuwe wyn vra van jou om met jou gemaksone uit te kom. Nuwe wyn kos om paar prys te gee waar jy vasgehou het van die tradisies van die verlede. So vanaand kerk is baie belangrik wanneer ons uitroep nuwe wyn. Jesus gee 'n antwoord en hy sê niemand wat die ou wyn geproe het wil dadelik die nuwe wyn hê nie. Dis Jesus sê dit. Ons sal soek die nuwe wyn, maar Jesus sê mense wil nie altyd die nuwe wyn hê nie, want hy sê die oue is beter. Is dit waar? Nou ons weet vanaand Jesus het nie net gepraat oor wyne. Amen. Ons weet, hy praat nie van my papsak nie, ons weet, hy praat nie van die feit. Hy bokswyn nie. Ons weet, hy praat nie vanaand van hy name wat ek eers kan uitspreek nie. Ons weet vanaand, hy praat hierso van die Heilige Gees, en ons weet, hy praat vanaand hierso van mense. Okay? So hy praat hier met persone wat gevul moet word. So hy is besig om 'n menslike natuur bloot te stel. Amen. Besig om 'n menslike natuur bloot te stel. En hierdie is kosbaar, is belangrik. Jy sien, want ons verkies baie keer dit wat familier is met dit teenoor dit wat vars is. Ons verkies baie keer gemak oor verandering. Ons verkies baie keer die herinnering oor 'n beweging. Maar vanaand ons sê, baie keer in ons eie taal, ons kerkmense, ek praat nie nou van die wêreld nie, ek praat nou van ons as kinders van die Here. Ons sê baie keer, God het beweeg. Ons praat baie keer, ons onthou die verlede. Wie kan nog die goeie ou dae onthou? Ons sê baie keer, dinge is nie meer soos dit was nie. Maar stadig. Nie ewe skielik nie. Stadig. Word gister vandag se altaar. Ons moet besef, baie keer word gister se blessing vandag my hindernis. Baie keer word ons herinneringe van die verlede en afgod. En ons eer ou bewegings. Want ons verlang terug na die ou herlewings. Ons verlang na die ou tye van die uitstorting van die Heilige Gees. En ons mis die heilige honger. Halleluja. Ek wil nie met oor Jesus praat van nuwe wyn. Raak dit aan jou langs jou sê net van 'n nuwe wyn. Jy moet saam met God vanaand. Ons het die dooie ou te neem ons op lewe. Amen. So selfs met die een langs jou, sê praat saam met my, sê net as ek na die persoon, Jesus het gepraat van nuwe wyn. En het ook gepraat van ou wynsakke. Die Engels sê dit mooi, sê old wine skins. Hy praat van 'n vel, jy weet waarvan ek praat. Dis 'n liggaam. Jy sê ek moet verstaan. Baie keer die ou sakke is daai weerstand vir verandering. Kerk, as jy wil God sien beweeg, kan jy nie in gister leef nie. Oh somebody. If you want to experience God's move, you cannot live in yesterday. If you live in yesterday, you will miss God, because God's not there anymore. Kan ek dit weer sê, ek wil jy moet hoor. Sê, God is nie meer in gister nie, gister is verby. Halleluja. So vanavond, ek wil jy moet hoor. Jy sien,
Want die hemel mag dalk nuwe wyn uitstort, maar die vraag is, kan die ou wynsakke die nuwe wyn hanteer? Jy moet uitroep, jy moet sê, Here, bring vernuwing in my. Yes. Halleluja. Ek wil dit hoor vanaand. En hoor dit uit my hart uit. I want you to hear me today. Gister kan 'n afgod word. Ja. Ek en jy moet God eer, nie vir dit wat hy gedoen het nie. Ons moet die God eer vir dit wat hy laas jaar selfs gedoen het nie. Wow, ek kan jou vertel van laas jaar se Pinkster. Yes, amen. Ek het foto's, ek het baie foto's van laas jaar se Pinkster. Ek kan vir jou wys hoe die vuur geval het hier. Ek kan jou vertel van die belewennisse van mense hier. Ons het genoeg foto's wat ons daar kan opgooi en vir jou herinnering gee, maar jy sal nooit die ervaring hê van daai gebeurtenis net deur na 'n foto te kyk. Jy sien, iets is baie belangrik en ek en jy moet leer van Israel. Israel het teruggekyk. Halleluja. Israel het teruggekyk. Selfs na wonderwerke, selfs na verlossing, selfs na hulle vryheid. Numeri hoofstuk 11 en vers 5. Numeri chapter 11 and verse 5. And it says the following. Hy sê vir ons, we remember Egypt. Ons dink, waar is hy? We remember the fish. We did eat in Egypt. Fresh. Jy gehoor? Which we did. En hy spotlight afsit, maar hy gooi my oog. Dan kan ek nie my Bybel lees in die middels nie. Okay. We remember the fish which we did eat in Egypt freely. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions. Oh, genade. And the God. Hoor net mooi. Israel onthou sekere dinge, maar hulle vergeet die pyn. Hulle vergeet die houe, hulle vergeet die slawerny, hulle vergeet wat weet jy wat doen 'n geheue kies om die goeie te onthou, maar hy vergeet van die suffering wat plaasgevind het. Kind van die Here, we are living in a new season. You cannot wait for an old season. Het jy gesien vanaand in hy skrif, kan jy glo, hulle het na die eie terug verlang. Van alles word eie genoem. Goodness. Ek kan nie verstaan wat tot die eie. Nee. Ek weet nie van julle stil seker nie gedeeld eie nie, nee. Ja, ek weet as jy ykskil en kom maar trane. Baie. Jy huil oor goed wat jy nie se weet jy gaan oor huil. Jy trane loop sommer net. Maar as die ei wat 'n trigger maar onthou die ei. Egipte. Hulle kyk terug na Egipte. Hulle kyk terug na die plek van slawerny. Hulle kyk terug na die plek van hulle gevangenskap. Hulle kyk terug na die plek van waar hulle geswepe geslaan is en gedryf is om te werk harder, waaroor hulle gehuil het in God se ore, maar toe God hulle verlos, toe kyk hulle terug na Egipte. Ja. Is die kind van die Here. Ons edit memories. Ons edit memories. Ons kies wat ons wil vat. Ons kies wat ons wil onthou. En ons los dit wat ons nie wil hê nie. Ja. Jy sien man, baie keer in ons lewens, en hier vanaand in hierdie plek, baie keer in ons lewens, is die familiariteit van die gevangenskap veiliger as die onbekende van my vryheid. Is tyd om te verstaan. God het jou nie geroep om 'n gevangenskap te wees nie. Inteendeel, Paulus skryf vir ons, hy sê staan nou vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. En ek kan nie langs jou staan vas in vryheid. Kom sê kom nou maar staan vas in jou vryheid. Halleluja. Jy sien, hier is vir jou 'n openbaring en ek wil jou hoor. Mense mis nie Egipte nie.
Hulle mis die sekerheid van wat daar was. En ons as kerk is nie anders nie. Kinders van die Here, ons is nie anders nie. Ons onthou ou konferensies. Dis ek gaan jou nou nog vertel van jare terug, Irene. Yes. Konferensies. By die volle evangelie kerk. Mense, daai plek is uitgepak. Daar's nie een diens nie, daar's 3 dienste op 'n dag. Jy kom uit die oggenddiens uit, want hy was al klaar so lekker lank en so vuur warm. Jy hardloop net om iets te gaan eet en dadelik sorg jy dat jy terugkom want die volgende een gaan nou wegtrek. En dan kom jy in die middagdiens uit die middagdiens as jy daar klaar is, hardloop jy vir aandete want jy weet jy moet plek kry. As dit te lank vat, gaan jy nie 'n goeie seat hê want jy wil naby die vuur hê. Maar vandag stap ons in die kerk en ons soek die agterste seats. Ai. But Men's Conference. We want the front seats. Ja. Dit sê vir my daar's fout. Ja. Dit sê vir my daar is iets hier missing. Want ons jaag na by 'n ander plek vir iets wat ons soek, maar ons dink is nie hier nie. Kind van die Here, ek is hier vanaand om vir jou te vertel, moenie bekommerd wees nie. God is dieselfde God. En wat hy uitgestort het in Irene, wat hy uitgestort het in Azusa Straat, wat hy uitgestort het by die Wells Revival, wat hy uitgestort het, stort hy nog steeds uit. Halleluja. Ek glo die lewe dat God, my God is nie dood nie, maar die God lewe. So ons onthou ou herlewings. Ons onthou ou metodes. Ons onthou selfs ou koortjies. En ou ondervindings. Ek sê nie ou koortjies verkeerd nie. Baie keer koppel ons ervaring aan 'n koortjie. En as daai koortjie begin, dan kry jy sommer hoendervleis. En niks te doen met die koortjie nie. Halleluja. Jy sien, ons moet begin sê. En ons sê dit baie keer, dat daai was werklik herlewing. Kind van die Here, jy's nou in 'n herlewing. Ja. Oh, Yes. I'm here to declare to somebody, revival's not coming, revival's here. I'm here to testify about a God that's ready to pour out His Spirit upon all flesh. I'm here to testify and tell you that my God is in the new. I'm here to tell you today that the old wine will never taste good after the new wine today. Hallelujah. Ek wil vir jou verklaar vandag. God sê vir jou, jy kan terugkyk na die verlede, maar ek wil vir jou sê, God sê, ek beweeg nog steeds. Amen. Jesaja 43 vers 18 en vers 19. Dink nie aan die vorige. Ek wil nie eens verder lees, ek kan nie res lees. Maar onderstreep dit in jou Bybel. Merk dit vir jou. Dit moet vir jou uitstaan. God sê, bly daarso. God sê, dink nie aan die vorige dinge nie. En slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Ja. Kyk, en dis 'n profesie van hierdie gemeente. Yes. Hierdie woord was deur Cliffy uitgespreek baie jare gelede en daai woord is nog steeds hier. As jy reg kan van die Here, ek wil nie hoor vanaand. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak. Yes. Nou! Sê vir daai langs jy is môre nie. Nou. En dis ook nie gister nie. Sê vir daai langs jy is nou. Sê vir hom, nou! Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wilderplas. Yes. Remember ye not the former things. Behold, I do a new thing. Hoor dit. So baie skrik die kerk wanneer iets nuuts gebeur. So baie skrik die kerk raak bekommerd as iets nuuts gebeur in hulle midde. Nee, ons moet daai kan nie van die Here af wees nie. Hy mense, dit kan nie van die Here af wees, daai nie. Glory, kan van die Here, ek weet nie van jou nie, maar my Bybel sê God lag ook. Ja. Halleluja. Ek wil net opmerk vandag dat God sê, vergeet die vorige ding, hy het nie gesê dat dit sleg was nie. God het nie gesê die vorige was sleg nie.
En jou fokus bring na iets toe en sê, hey, ek het iets vir jou beter in store. Moet nie bly gister nie. Al wat God vir jou probeer sê vanaand is, ek leef nie meer daarmee. Ja. Amen? Yes. Sê maar langs jou, God het beweeg. God het beweeg. God leef nie meer nie. Daar op Facebook, jy wat my hoor vanaand, God leef nie meer in gister nie. Hy het aanbeweeg. You gotta move. Halleluja. Herinneringe maak slegte hoofkwartiere. Memories make terrible headquarters. I thank God for yesterday. As ek ook wat gesing het, ek weet nie wat is sy naam nie, maar hy het gesing, hy sê, yesterday, all my troubles seem so far away. Het was gister, toen lyk het nog ver, want dan het jy die moeilikheid. Gister is verby, kind van die Here. Moet nie vasthou aan gister nie. Ek dank God vir wat hy gedoen het in gister, want het sê vir my, daar is moontlikhede vir dit wat voor my lê. Halleluja. God verlos uit Egipte, almal kind van die Here. God verlos uit slavernij, God verlos uit siekte, God verlos uit omstandighede. En ek is hier om te verklaar, He's the same God, and He still performs miracles. Halleluja. God sê, wees dankbaar oor gister. Al moet nie jou tent daar opslaan nie. Ek dank die Here vir Psalm 23. Psalm 23 sê dat al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ek is so bly die psalmdigter het nie geskryf nie, al bly ek daar nie. Hy het gesê al gaan ek maar deur. Dit beteken daar is 'n ander kant. Dit beteken daar's 'n uitkoms. Dit beteken daar's 'n antwoord. Dit beteken daar's 'n deurbraak. Kind van die Here is jy nog in hierdie plek. Eer die Here, want hy is dieselfde God. Halleluja. Tweede punt vanaand. Ou wyn gedagtes weerstaan nuwe bewegings. Jesus sê Markus 2:22. Nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Die probleem was nooit die wyn nie. Dit was nooit die nuwe wyn nie. Die probleem was die ouers. Halleluja. Amen. Amen. Die vraag is, dis die houer. Ons het gepraat van die klip, hy noem het spesifiek klippotte. Is vir 'n rede. Johannes kyk dit aan, hy kon sê daar was potte, maar hy het verseker gemaak hy noem hulle as klippotte. Amen. Is belangrik vanaand, kind van die Here, om te besef dat God sien die probleem by die houer, nie by die wyn nie. So houers vanaand in hierdie plek. Jy hoor. As jy gereed vir nuwe wyn. Is die ou wynsakke, die Engels het 'n mooi woord, hy sê the old wineskins become rigid. Jy sien, hulle is nie meer flexible nie, hy beweeg nie so lekker nie, en die ouer mense weet ons nou waarvan ons praat, want hulle loop ons al stadiger. Hallo? Julle weet ons nou al. As jy op iets gaan optel en doen jy het stadig. Want as jy dit op vinnig doen, dan draai alles om. Ou wynsakke word styf. Dit word hard. Dit rek nie. Amen. Ja. Sy sakke rek nie. Oh, hy klaar gerek. Is die nuwe wyn soek ruimte. Nuwe wyn soek spasie, want nuwe wyn gaan bietjie uitbrei. Oh, come on. Jy weet, ek ken baie van wyn nie, maar ek ken van gemmerbier. Ons het genoeg gemmerbier gemaak op die plaas in ons jare. Ons het genoeg daarvan. En ons het 'n paar keer moes ons aan die vloere skoonmaak en dan pop die bobbel. Jy sien, as hy ding begin gis, is iets gebeur wanneer die bestanddele begin werk,
dan gebeur iets, jy sien. Daai ding swel op. Jy sien nuwe wyn het spasie nodig. Nuwe wyn moet jou kan bietjie stretch in areas in wat jy nog nooit in beweeg het nie. Nuwe, oh, halleluja. Halleluja. Jy sien, God wil hê jou breek nie, hy wil jou stretch. Sien, ou wynsakke klink goed. Ou wynsakke klink goed. You know, say by it. God never moved like this before. We have always done it this way. Ons het nog altyd hierdie manier gedoen. Nee? Of ons maak stellings. Dis nie ons tradisie nie. Nou sê. Jare terug was dinge beter. Wees versigtig. Wees versigtig. Want tradisie word 'n tronk. Voorbeeld, illustrasie. Dink daaraan. Iemand wil vir jou vars brood gee. Maar jy sê vir hom, nee, dankie man, ek het nog ou brood van gister. Al die van julle soek ek. As ek enige een van julle wat nog hou van die ou brood, jy wil die ou brood, nee, ek gaan die ou brood hou, moenie maar nie, ek het genoeg brood man. Hy brood kom nou uit die oondtyd, hy's warm, en ryk kom, hy trek in en lees op, hy sê, nee, as ek man, ek het nog brood met. Luister, ek het weer bakker ryk, ek gee nie om van ou brood in die blik is, maar as hy warm brood by die huis kom, die eerste ding wat ek doen is, ek sny hy porsie, en ek sny hom nie tin nie, ek sny soms so lekker kattie, soos ons gesê het, hy moet so 3 centimeter ten minste dik wees, en dan moet hy geplak word met botter, en as hy so geplak met botter, dan sing die botter, iemand weet waarvan ek praat vanavond nie, hy botter skeld en trek binne en hy brood in vanavond, kind van die Here, ek wil jy moet hoor vanavond, God wil nuwe brood van, halleluja, kind van die Here, wat soek op die Here self, nee. My ou brood is nog wel reg. Vars brood, wat gelos word styl, soos Timothy nou net gesê. Daar by ons, baie kere, word brood vandag geëet, en ander tye as ek net so broodie, dan vat 'n bietjie langer, en so 'n paar dae later, dan sien jy my kry antibiotika. Julle ken hom, antibiotika. Ek kry seker groen kolletjies op die kant, ek het binne die antibiotika. Christus se brood kan nie vandag se honger voed nie. Israel het vars manna daagliks ontvang. En ons wil leef op ou brood. Kind van die Here, kom, daar is vars brood vir jou. Hulle het nie jaarliks ontvang nie, hulle het daagliks ontvang. God het nooit bedoel dat ek en jy moet oorleef op ou brood nie. Gemeente, eet jy nog aan gister se getuienis? Is jy nog besig met gister se ervaring? Kan jy vertel van laas Sondag? Is jy nog met gister se vier? Of is jy vandag honger? Vandag honger. That's a very important question. Derde punt vanaand. Ou wyn. Ou wyn maak ons romantiseer oor die verlede. Maar die gevaar van ou wyn, dit edit jou herinnering. Israel het die keffens vergeet. Hulle het die eie onthou. Kerk,
vergeet baie keer die struggles wat ons gehad het in die verlede. Maar ons verlang terug na dit. Ons onthou net die goeie ou dae, the glory days. We say, the church was full then, prayer was stronger then, people were more hungry then. Meanwhile, God says, what about now? Vra by die langs jou, wat van nou? Wat van nou? Vra by die ander een, jy wat jy nou geïgnoreer het die eerste keer. Jy nou jy met die gelijk het eerste gevra, maar die ander. Come on. Sê wat van nou? Jy sien Elia, hy staan by Horeb, en hy is mismoedig, hy is gebroken, en wie wat doen hy? Hy kyk terug. Dis baie keer wanneer goed in ons lewens gebeur, wat ons terugkyk. Dis baie keer wanneer ons ondervinding het met een of iets wat gebeur het, en dan kyk ons terug en ons verlang na die beter dae. Kind van die Here, vanaand wil ek vir jou sê, moenie terugkyk nie. Want God is besig om iets nou te doen. En nie waar nie, hy doen dit hier. Kan ons sê, waar jy langs jou, hy doen dit hier. Jy sien wat gebeur met Elia op die plek, is God gee hom 'n nuwe opdrag. In 'n plek waar iets gebeur het, waar hy mismoedig voel, waar hy gebroken voel, waar hy leeg voel, waar hy terugkyk, kom God en hy sê vir hom, wat maak jy hier? Ja. Hoor jy? Wat maak jy hier? God vra, wat maak jy hier? Hy was nie bedoel om aan te bly nie. Want God het iets groter in store. God maak hom gereed vir groter dinge. 'n Vars opdrag, 'n vars taak, vars olie, vars rigting. Want die hemel stop nie by een seisoen. Amen. Come on. Die hemel stop nie in jou winterseisoen nie. Die hemel stop nie in jou herfstseisoen nie. Die hemel stop nie in lente nie. Die hemel beweeg altyd, kind van die Here. Ek hoop jy is gereed om saam met God te beweeg. Ek weier om op ou herlewings of ou ondervindings te leef. Ek dank God vir gister. Maar ek soek vars olie. Ek het vandag gekom, nie omdat ek klaar olie het nie, omdat ek sê, ja, ek soek alweer nuwe olie. Ek wil opgestop word, ek wil oorloop, dit moet so uit my vloei, dat niemand my kan keer nie. Ek het lus om alles om te keer vir die Here. Halleluja. Vars brood, vars vuur, vars wyn. Is daar nog mense in hierdie plek soos ek vandag? Het jy gekom met 'n verwagting? As God beweeg, anderste in 'n nuwe seisoen. Halleluja. Kom aan, wys jou gou. Dis my vierde punt. God beweeg anderste in 'n nuwe seisoen. Kom aan, wys jou. Moses het 'n staf gehad. Josua het trompette gehad. Dawid het 5 klippies gehad. Elia, hy het vuur gehad. Elisa, hy het 'n mantel gehad. Kanser, hulle het wind en tale gehad. Kom aan, kind van die Here. Dieselfde God, maar sy metode was elke keer anders. Moenie bly by die oud nie. Wees gereed vir die nuwe. Halleluja. It's the same God, different methods. Ja. Die gevaar. Ons raak loyaal teenoor ou metodes in steede van teenwoordigheid. Halleluja. God verander nooit nie. Maar sy beweging doen. Dis waar? Yes. Kom on, sê dit vir haar langs jou. God verander nooit. God verander nooit. Maar hoe hy werk, verander verseker. Maar hoe hy werk, verander verseker. Die Fariseërs het Moses goed geken, maar hulle het Jesus gemis. Ja. Dink daaroor. Skela. Hulle het die ou wyn beskerm, terwyl hulle die nuwe wyn verwerp het, wat reg voor hulle staan. Halleluja. Ek wil jou vra vanaand, kan ons ook nie dalk dieselfde doen nie? Kan
herlewing dan kom, en ons verwerk dit, omdat dit anders te lyk. Laaste punt. Die Here verwyder die ou wynsakke. Watter ou wynsakke vandag? Trots. Tradisie sonder vuur. Vrees vir verandering. Teleurstellings in my verlede. Gemak. Routine. Ou seer kry. En ou oorwinnings. Jy sien, want self sukses kan 'n wynsak word. Ja. Ek bid vanaand vir die gemeente. Here, verwyder die ou wynsakke uit ons. Verwyder die trots. Verwyder die stagnante godsdiens. Verwyder die vrees. Verwyder gister se beperking. En maak ons flexible. Die Engelse woord, flexible. Maak ons meer honger. Berei die nuwe sakke voor. Kind van die Here, is jy gereed? God sê, I'm doing a new thing. Sê oor jou naam, I'm doing a new thing. I'm doing a new Luister na die woorde. God het nie gesê, I did nie. Luister mooi. God sê, I am doing a new thing. He didn't say, I did a new thing. Of hy het nie gesê, I used to. Nee. Hy sê, I am doing Ja. a new thing. I do present tense. Sê maar langs jou, dis nou. Dis nou. Dis hierdie beweging nou. Dis hierdie rivier nou. Dis hierdie vuur nou. Halleluja. Dis God wat beweeg nou. Halleluja. Yes. Wil jy bly by gister se altaar van hy afgod, of wil jy saam met die wolk beweeg? Ek wil jou nooi vanaand. Wat 'n ou sak dra jy? Ou seer, ou herlewing, ou teleurstelling, ou metodes, ou herinnerings. Dan wil ek jou vra, lê hulle vanaand neer hier by die altaar. Hier is plek. Hier is plek. Lê hulle neer. Kind van die Here. Ek kan ons daai slides opsit waar die skrif is klaar, is reg. Ek wil nie met daai slide dit opsit, mense net 'n bietjie dit vang. Ek wil nie met hoor ons bid vanaand. Here, breek die ou wynsakke. Here, gee ons 'n vars honger. Here, berei ons voor vir die nuwe wyn. En profeties is ons hier vanaand en ons sê Handelinge 2 vers 13. Hierdie mense was vol nuwe wyn. Halleluja. Paulus sê in Efesiërs, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Sê maar jy langs jou gereed. Vra maar jy langs jou gereed. Want die wyn gaan nou vloei. Nou sê maar jy langs jou die Gees gaan nou beweeg. Is jy gereed? Hallelujah. This is your moment. This is your season. Are you going to seize the moment or let it pass you by? Kind van die Here, hier is jou oomblik. Ek sluit my boodskap af. Hallelujah. Tonight, I'm hungry for more. Ons verlang na meer. Vader, vanaand in hierdie plek het elkeen die woord gehoor. En ek glo in hierdie plek vanaand is daar manne en vroue wat gekom het, want hulle sê, Here, ek is droog, maar ek soek 'n nuwe vulling, ek soek 'n nuwe aanraking, ek soek meer van U. Kom werk in my, kom beweeg in my, kom vul my op, Here, dat strome van lewende water weer uit my binneste sal vloei. Ek verlang om U te ervaar, Here, nie soos in die dae van ouds nie, maar soos wat U vandag in hierdie oomblik my wil aanraak en my wil beweeg in U Gees. En ek sê vir die dankie daarvoor, want waardig is U die Here om geprys te word, en daar is geen een soos U nie. Amen. Gemeente, ek wil jy nie in jou bank staan nie. Halleluja. Hier voel jy vuur. Yes. You need to get a place. En vanaand, dankie dat jy ingeskakel het, ons gaan jou nou groet, want nou gaan ons hierso bid, en ongelukkig is jy nie hier nie, jy moes hier gewees het, maar lieflik, skakel môre in vir die boodskap. Anders kom hier na toe, dis beter hier. Halleluja. Amen.